Josef, die bakker en die skinker. Josef se boeties het hom verkoop aan 'n klomp handelaars wat op pad was na Egipte. Daar aangekom het hulle hom weer verkoop aan Potifar. Potifar het vir die farao gewerk en was 'n baie belangrike man in die farao se paleis. Farao was die koning in Egipte. Alhoewel Josef seker gewonder het hoekom al die slegte dinge met hom gebeur, het die Here nooit van hom vergeet nie. Hy was by Josef en het alles geseën wat hy doen. Potifar was darm nie 'n kwaai baas nie en hy het gesien Josef werk hard en doen altyd sy beste. Daarom het hy vir Josef met al meer taakies in sy eie huis vertrou. Potifar kon sien dat die Here vir Josef help en hy het sommer baie van Josef gehou. Op 'n dag het Potifar se vrou vir Josef gevra om 'n verkeerde ding te doen. Maar Josef sê toe: "Nee, ek kan dit nie doen nie." Die vrou het kwaad geword en sommer lelike leuns vertel oor Josef. En Potifar het vir Josef in die tronk gegooi. Maar selfs in die tronk was die Here by Josef en het hy vir Josef geseën. Selfs die tronkbewaarder het van Josef gehou en het hom allerhande werkies laat doen in die tronk. 'n Rukkie later het die farao se bakker en wynskinker iets gedoen wat die koning kwaad gemaak het en hy het hulle in dieselfde tronk as Josef laat sit. Op 'n dag droom die wynskinker en die bakker elkeen 'n droom wat hulle nie kon verstaan nie. Toe sê Josef vir hulle: "God ken julle drome se betekenis. Vertel julle drome vir my." Die wynskinker sê toe vir Josef: "Ek het gedroom ek pluk druiwe en ek druk dit in die farao se beker uit. Toe gee ek die beker vir hom aan." Josef vertel toe vir die skinker wat sy droom beteken. "Oor 3 dae sal jy uit die tronk kom en jy sal weer die koning se wynskinker wees." Die wynskinker was baie bly om dit te hoor en Josef het hom gevra om nie van hom te vergeet as hy uit die tronk uitkom nie. "Nou is dit my beurt," het die bakker gesê. "In my droom het ek 3 mandjies brood op my kop gehad, maar die voëls het dit opgevreet," het die bakker vertel. "Wat kan dit beteken?" Josef vertel toe ook vir die bakker wat sy droom beteken. "Jy gaan ongelukkig nie weer vir die farao gaan werk nie," het Josef gesê. 3 dae later is die wynskinker toe vrygelaat en het sy droom waar geword. Hy het weer die farao se wynskinker geword, maar hy het skoon van Josef vergeet. Arme Josef moes nog 2 jaar in die tronk bly, voor die wynskinker van hom onthou het. Gelukkig was God altyd by Josef, want hy het 'n groot plan met Josef. En Josef se storie is nog lank nie verby nie.